Almal, welkom by nog 'n wiskunde met Maggie video. Vandag kyk ons na optimeringsprobleme. So ons kyk na wanneer jy 'n maksimum en 'n minimum gaan uitwerk en hoe om dit te doen. So daar is 4 voorbeelde in hierdie video en ons gaan deur die metode gaan en dis pretty much dit. So wat jy moet weet om hierdie te verstaan is dat jy in grafieke gewoonlik 'n stasionêre punt het of 'n draaipunt. Stasionêre punte in 'n vorige video het ek verduidelik dat dit eintlik 'n anglisisme is. Maar jy kry iets wat 'n draaipunt is en gewoonlik is dit iets soos die in 'n kubiese funksie of in 'n kwadratiese funksie is dit iets soos die. So hierdie is die draaipunte, hierso ook. En hierdie kan 'n minimum of 'n maksimum draaipunt wees. En ons wil baie keer uitvind wat daai minimum of maksimum punt is sonder om 'n grafiek te teken. Natuurlik kan jy gewoonlik die grafieke gaan teken en dit sien, maar dis baie keer net vinniger as jy dit verstaan om die wiskunde te doen met die formule of die vergelyking wat jy het. So, hoekom het jy hierdie minimum en maksimum punte nodig? Want baie keer wil jy dalk die maksimum area van 'n gebied kan gebruik of uitwerk of jy jou tuin in 'n sekere manier kan omheen of soos watter hoeveelheid teëls het jy nodig om die maksimum area te kan bedek ensovoorts ensovoorts. So daar is eintlik baie toepassings hiervoor. Maar gewoonlik werk ons in terme van 'n veranderlike, gewoonlik x, maar het kan ook iets anders wees en ons probeer kyk hoe om daai waarde, die veranderlike, te minimiseer of maksimeer. So wat is die metode om hierdie te doen? Wel, vir hierdie moet jy jou diferensiasie ken en weer eens ons praat nie oor nou diferensiasie vanuit eerste beginsels nie. Daai is te langdradig vir hierdie. Hierso wil ons jy moet die diferensiasie met reëls gebruik en jy moet weet hoe om van die eerste afgeleide uit te kom en dan ook van die eerste afgeleide na die tweede afgeleide te kom. So daar is video's hieroor, as jy dan wil kyk iewerste, gaan ek dit link. So, wat doen jy as jy nou hierdie wil doen? Soos wat is jou metode om te maksimeer of minimeer? As jy 'n grafiek het soos hierdie, het ek al vir julle voorheen verduidelik, is sy diferensiasie of eerste afgeleide 'n parabool. Of hy kan soos die lyk, afhangende van hoe die oorspronklike f van x gelyk het. So hierdie word jou afgeleide van f van x. So wat jy doen is by hierdie punt is die gradiënt 0, so dit bedoel jy is by 'n minimum of 'n maksimum. So wat jy gewoonlik doen is jy gaan werk die eerste afgeleide uit en jy stel daai afgeleide gelyk aan 0. Dan gaan jy 'n punt kry waar jy x gelyk aan 'n waarde het. Dit is sy maksimum of die punt waar daai grafiek, hierdie afgeleide grafiek, 'n maksimum het. So dan vat jy daai x-waarde en jy kan dit hier in substitueer in die tweede afgeleide. En as daai waarde vir jou, soos as jy hierdie x-waarde vat en die tweede afgeleide insit en jy kry dat die uitdrukking nou kleiner is as 0, het jy 'n lokale maksimum. So hierdie is dalk 'n bietjie de mekaar, want gewoonlik as jy sê dat jy 'n negatiewe waarde het, of soos jy dink in jou kop soos as dit negatief is, dan gaan dit miskien 'n gelukkige gesiggie wees, en dan is dit 'n minimum, maar moenie so dink nie. Onthou, as dit die tweede afgeleide met hierdie spesiale punt in hom ingesubstitueer negatief is, of kleiner as 0, het jy 'n maksimum, en as hy groter is as 0, het jy 'n lokale minimum. En julle sal sien in die voorbeeld wat ons doen, dat hierdie stap nie so belangrik is nie. Jy moet gewoonlik net hierdie stap doen, want jy moet hierdie spesiale waarde uitwerk, waar daai x-waarde 'n maksimum is. So wat jy eintlik moet weet, die belangrikste ding wat jy moet weet, is dat jy die heel eerste afgeleide gaan moet kry. Daai gelyk gaan stel aan 0. Jy gaan dan uitwerk wat is daai veranderlike se waarde as die afgeleide gelyk is aan 0, en dan gaan jy teen daai waarde in ander dele van die som moet gebruik. Die is die belangrikste deel van hierdie. Hierdie is net vir jouself om te toets of dit 'n maksimum of minimum waarde is. En dan kan jy net hierdie reël gebruik. Ok, so dis die metode, redelik eenvoudig. Iets wat ek wou noem is, as jy minimeer of maksimeer, moet jy gewoonlik jou formule of jou uitdrukking in terme van een veranderlike gaan uitdruk, en jy gaan dan in terme van 'n ander veranderlike gaan diferensieer. So gewoonlik gaan jy woordsomme kry, waar hulle vir jou gaan sê soos, daar's 2 waardes, hierdie waarde doen dit, hierdie waarde doen dat, hulle is afhanklik van mekaar of wat ook al. Jou doel is om jou vergelykings in terme van een veranderlike te gaan uitdruk, en dan daai veranderlike te kry, waar hy 'n maksimum of minimum waarde gaan wees, en dit dan weer in te gaan substitueer in 'n ander vergelyking. Want jy moet dan sien, hoe gaan die afhanklike, wat afhanklik is van die veranderlike, gaan verander. So, dit klink weer eens baie de mekaar.
Jy gaan sien wat ek bedoel letterlik nou in die heel eerste voorbeeld. So kom ons kyk daarna. So hierso sê dit in 'n woordsom, so net op in hierdie somme moet jy regtig baie mooi lees want dit is woordsomme. Dit is al wat hierdie afdeling is. Daar is nie regtig veel meer nie. Daar gaan baie keer 'n paar grafieke en goed wees, maar jy moet baie duidelik lees. So wat ek dan doen in 'n toets op eksamen, ek gaan kry 'n highlighter of ek vat 'n potlood en ek onderstreep goeters in die vraag wat belangrik lyk. So daai is 'n wenk. So, die som van twee positiewe getalle, let op positief, is 20. Een van die getalle word vermenigvuldig met die kwadraat van die ander. So ek gaan al klaar vir myself skryf, daar's twee getalle, so daar's 'n x en y, en hulle albei is groter as 0, en okay, die een word gekwadreer en hulle gee dan vir jou ietsie. Dan sê hulle as elke getal groter as 0 is, so dis cool, ek het dit klaar daar neergeskryf, bepaal die getalle wat die produk 'n maksimum sal maak. So ek moet iewerste 'n produk kry. En die produk moet 'n maksimum wees. So, hulle sê die som van twee positiewe getalle is 20. So nou skryf ek dit neer. So ek sê x plus y gee vir my 20 en dis formule 1. Dan sê hulle, een van die getalle word vermenigvuldig met die kwadraat van die ander. Hulle sê nie watter een nie, so jy kan regtig net kies watter een dit is. So jy gaan sê x vermenigvuldig met y kwadraat gee vir my 'n produk. Okay, want hulle sê nie vir my wat die produk is nie. Hulle wil hê ek moet uitwerk hoe gaan ek 'n maksimum produk kry met hierdie twee getalle. Dit is formule 2. Nou het ek vir jou gesê, dit is baie belangrik, ons wil hierdie produk maksimeer of die grootste waarde kry wat hy kan wees. Maar ek het nou hierso twee vergelykings met twee veranderlikes. So ek wil 'n vergelyking met een veranderlike hê, sodat ek hierdie kan doen. So ek wil hierdie produk maksimeer, so dit bedoel ek moet in hierdie formule net x'e of net y-waardes hê. Dit kan nie al twee wees nie, so ek moet iets gaan doen met formule 1 om hom te manipuleer, sodat ek 'n veranderlike in terme van 'n ander veranderlike het. So ek gaan hierdie formule 1 gaan oorskryf as y is gelyk aan 20 minus x, en dit word formule 1. So nou gaan ek sê, vat formule 1 en sit dit in formule 2 in. So dit is x vermenigvuldig met 20 minus x, alles kwadreer. So wat ek gedoen het, waar ook ek 'n y sien, vat ek formule 1 en substitueer dit in, so dis waar hierdie vandaan kom. En daai is alles in formule 2 ingesubstitueer, so die is alles gelyk aan die produk. En ons wil die produk maksimeer, dis hoekom ek die vergelyking van die produk gevat het, en alles in terme van een veranderlike gaan skryf het. Nou moet ek eers hierdie vereenvoudig, want soos dit in hierdie vorm is dit moeilik om te diferensieer, so ek kan nog nie die maksimum gaan uitwerk nie. So nou gaan ek sê, dis x, 400 minus 40x plus x kwadraat is gelyk aan die produk. En onthou, ek skryf nie die produk hier, want ek weet nie wat die waarde gaan wees nie. Dan moet ek nog hierdie x in vermenigvuldig, so ek kry 400x minus 40x kwadraat plus x tot die mag 3. En dit is my produkwaarde. So nou het ek vir jou gesê, hoe om dit te maksimeer of minimeer, is dat ek hierdie vergelyking wat ek het vir die produk, moet ek nou gaan diferensieer. Soos wat ek nou gaan doen, so ek gaan sê, diferensiasie van die produk, in terme van dx is wat? Dit gee vir my 400 minus 80x plus 3x kwadraat, so ek nou die diferensiasie reëls gebruik. As jy nie seker is om daai te gebruik nie, asseblief kyk die vorige video. Ek wil hierdie produk maksimeer, so ek gaan sê, dit moet gelyk wees aan 0, om maksimum te kry. En nou moet ek net x oplos. So nou die basies stap nommer 1. Ek moet nou daai spesiale a-waarde vir x gaan kry waar die maksimum gaan wees. So ek kan sien dat hierdie eintlik dalk, jy weet, iets is wat ek kan faktoriseer. So die word 20 dink ek, en die is seker, dan moet iewers 'n 3x wees en 'n x. So die is 460x. Ja, so hierdie moet twee negatiefes wees. Ja, is gelyk aan 0. So ek het nou net gefaktoriseer, so dan kry ek x is gelyk aan 20, of x is gelyk aan 20 oor 3. So nou wil ek sien wat gebeur met my y-waarde, wanneer die x hierdie verskillende waardes het. So ek moet hierdie waardes nou weer in formule 1 gaan substitueer, om te sien wat gebeur met my y, want ons probeer die maksimum produk kry. So ons moet kyk of daar dalk een van hierdie waardes is, wat nie vir ons 'n maksimum produk gaan gee nie, want dalk
gee een van hierdie waardes vir my 'n waarde waar y 0 is. En as jy mooi kyk, in formule 1 het ons y is gelyk aan 20 minus x. So as x gelyk is aan 20, is y gelyk aan 20 minus 20, en dit bedoel y is gelyk aan 0. En as ek enigiets met 0 vermenigvuldig hierso, so dit gaan wees 20 vermenigvuldig met 0 kwadraat, is die produk 0. So dit bedoel dat die produk dan nie 'n maksimum is nie. So ek gaan dan sê, as x gelyk is aan 20, is y gelyk aan 0, en as x gelyk is aan 20 oor 3, kry ek y is gelyk aan 20 minus 20 oor 3, so ek vat nou net hierdie formule, en ek substitueer x daarin, ok, so dis wat hier gebeur, so die x-waarde hierso, en dan kry ek dat y gelyk is aan 40 oor 3. Met hierdie is die produk 0, daarom is die minimum produk, en vir hierdie is die produk iets groter, so daarom gaan jy sê, want hulle het gevra wat is die getalle wat vir ons die grootste produk gaan gee, so ons gaan net hierso vir hulle sê, daarom as x gelyk is aan 20 en y gelyk is aan 40 oor 3, kry ons 'n maksimum. So jy moet net seker maak jy antwoord die vraag. Hulle het mooi gevra hierso, as elke getal groter as 0 is, bepaal die getalle wat die produk 'n maksimum sal maak, so hierso sê ons vir hulle, gee ons vir hulle spesifiek daai antwoord. So ons maak dit baie duidelik vir die eksaminator, vir onsself, vir almal, dat hierdie waarde vir x vir ons 'n maksimum gee, en hierdie waardes gee vir ons 'n minimum. Ok, so dat hulle weet, ons verstaan wat aangaan. Ok, ek hoop daai het sin gemaak, so as ek weer deur die metode gaan, en ek maak dit nou 'n bietjie fancier, of sit ekstra goedjies by, bedoel ek, lees die vraag baie mooi deur, gaan highlight die goeders wat jy moet highlight, dan kyk wat 'n vergelyking jy kan kry vir die woordsom, kyk of jy verskillende vergelykings kan kry. Kyk of jy dan een van die vergelykings in terme van die ander veranderlike kan uitdruk as daar meer as een veranderlike is. Dan kyk jy of jy daai nuwe vergelyking kan vat en dit kan optimiseer deur dit eerste mooi te vereenvoudig en dan die afgeleide te gaan kry. Stel die afgeleide gelyk aan 0, werk uit wat daai veranderlike gaan wees as die afgeleide gelyk is aan 0, en dan kyk jy wat gebeur vir die res van die som, wat vra hulle vir jou. Ok, hoop dit maak sin. Kom ons doen die tweede voorbeeld, hierdie raak net makliker as jy oefen. So, hulle sê hierso, Michael wil met 'n groentetuin begin, hy gaan dit in 'n reghoekige vorm omheind. Hy het slegs 160 meter omheining, ok, die is vir my belangrik, en 'n reghoekige vorm, ok, en besluit om 'n muur vir een grens te maak, ok. So ek gaan nou vir myself 'n prentjie teken, want hier gaan baie aan. So hy wil 'n groentetuin begin, so hy soek 'n muur vir een van die grense, en hierdie sou ek in my eksamenboekie neerskryf, of my antwoordblad, sodat die onderwyser kan sien, of onderwyseres kan sien wat ek doen. En dan het ons omheining, wat om hierdie groentetuin gaan, en ek teken dit in 'n reghoekige vorm. So ek sê dan net vir hulle gesê, hierdie is my lengtes hierso, en hierdie is my breedte, sodat hulle ook kan sien, wat se terminologie ek gaan gebruik. Dan sê hulle berente die lengte en breedte met die grootste moontlike area wat hy kan omhein. So, hierso is 'n wenk vir watter ding jy nou moet maksimeer, so dis die area. So nou gaan ek onmiddellik gaan neerskryf, wel area is gelyk aan lengte vermenigvuldig met breedte. Nou sien ek het geen ander waardes nie, maar ek het hierdie 160 meter vir die omheining. So dit bedoel, hierdie moet 160 meter wees, as ek dit bymekaar tel. Hierdie stukkie, nou net nie die muurdeel nie, net die omheining, want dis waaroor hulle praat. So, ek gaan hierdie 160 meter omheining vat, en dit moet gelyk wees aan 160 meter, as ek die breedte 2 keer bymekaar tel, en die lengte 1 keer, want ons het hierso 'n stuk omheining, hier 'n stuk omheining, en hier 'n stuk omheining. So, die 160 meter moet gelyk wees aan breedte, 2 keer die breedte, plus 1 keer die lengte. So 2 keer breedte, 1 keer die lengte hierso. So nou sien jy ek het hierdie twee formules waaroor ek gepraat het in die metode. En nou moet ek sien, wel ek wil die area probeer maksimeer. So ek moet hierdie formule 1 noem, en hierso moet ek een van hierdie veranderlikes kies om dit die onderwerp van die formule te maak, en dan hierin te substitueer, en dan kan ek daai formule gebruik om my afleidings ensovoorts te doen. So ek gaan hierdie oorskryf dat lengte gelyk gaan wees aan 160 meter minus 2 breedte, en die word formule 2. So nou gaan ek sê, vat formule 2 en sit dit in formule 1.
want ons probeer die maksimum area kry, so dit maak sin dat ek met die area formule aanhou werk. So area is dan gelyk aan breedte vermenigvuldig met lengte, so lengte is dan 160 meter minus 2b. So wat ek gedoen het, waar ook al ek hierso lengte in die oorspronklike formule gesien het, sit ek nou hierdie uitdrukking vir lengte. Dan gaan ek die vereenvoudig, so die word 160b minus 2b kwadraat. En nou wil ons die maksimum area kry, so ons gaan sê dA, of die differentiasie van die area, in terme van b, want dit is die enigste veranderlike wat ons hier het, so dit moet in terme van b gedifferentieer word. Ok, dis hoekom ek hierdie kies. Gaan wat wees? Nou gebruik ek my differentiasiereël, so dis 160 minus 4b, en die moet alles gelyk wees aan 0 om 'n maksimum te kry. Net om 'n nota te maak, dit is ook om die minimum te kry, so dis hoekom jy die tweede differentiasie doen, om baie keer te kyk of jy 'n maksimum of minimum het. Maar gewoonlik is die reël, jy stel dit gelyk aan 0 om te sien wat jy kan kry vir jou b-waarde. So kom ons gaan aan, en dan gaan ons nou toets of dit 'n maksimum, eintlik 'n maksimum is. Ok, nou vir nou moet ons net b uitwerk. So, as ons hierdie doen, is dit 160 is gelyk aan 4b, so b gaan gelyk wees aan 40 meter. En dan as ek die 40 meter hierin substitueer om die lengte te kry, dan gaan dit wees 160 meter minus 2 vermenigvuldig met 40 meter, en dit gee vir my 80 meter vir die lengte. Maar nou moet ons kyk of hierdie regtig 'n maksimum is. So wat ons gaan doen is, ons gaan die tweede differentiasie van die area doen, in terme van b. So ek kyk nou na hierdie formule, en dan gaan hom net differentieer, so dit word dan negatiewe 4. So hierdie is dan kleiner as 0, negatiewe 4 is kleiner as 0. So dit bedoel ons het regtig 'n maksimum punt uitgewerk, of waarde, vir hierdie area, of oppervlakte. So ons sê net, dan moet ons weer die antwoord gee, so ons sê net daarom sal 'n lengte van 80 meter en 'n breedte van 40 meter sal 'n maksimum area gee. En let net op, hierso vir die tweede differentiasie, het ons net die gedoen om seker te maak dat ons regtig 'n maksimum waarde uitgewerk het vir die oppervlakte, en dat ons tweede differentiasie nie groter as 0 was nie, want as dit was, dan het ons eintlik 'n minimum waarde vir die breedte en die lengte gekry. So ons het net die gedoen om dubbel te seker te maak dat ons die regte ding gedoen het. En ek wil dit hier noem, in hierdie soos voorbeeld was ons baie gelukkig, want ons het nie 'n b-waarde hier gehad nie, so ons hoef nie regtig verder te gaan uitwerk het nie, maar dit kan wees baie keer dat hierdie uitdrukking dalk so iets gelyk het. En dan so hierdie was jou eerste afgeleide, en dan kon jy so iets gekry het vir die tweede afgeleide. En dan moet jy hierdie b-waarde gaan insubstitueer het, om seker te maak dat daai b-waarde eintlik vir jou 'n maksimum waarde sou gegee het. Maar in ons geval het ons nie 'n b-waarde in die tweede afgeleide gehad nie, so ons hoef nie hierdie spesiale waarde iewers in te gaan substitueer het nie. Dis net iets om te onthou. Ok, vir nommer 3, sê hulle, 'n houtblok word gesny soos in die diagram aangetoon. Die sykante is reghoekig, driehoeke met sye 3x, 4x en 5x. So hulle sê vir ons, ok, sykante is reghoekige driehoeke, so hierdie is 'n reghoekige driehoek, en hierdie is 'n reghoekige driehoek, en hulle gee vir ons die sye, 3x, 4x en 5x, en dan sê hulle die lengte van die blok is y, so dit bedoel hierdie is y, hierdie is y en hierdie is y, en hulle sê die totale buitevlak area, so belangrik, totale buitevlak area van die blok is 3600 cm². So dit sê vir my, ek gaan iewers 'n vergelyking moet uitwerk, waar daar 'n buitevlak area is, want al my my veranderlikes gaan 10-1 vir my hier in 'n vergelyking wees. Ok, en kom ek skryf net alles mooi duidelik vir myself, so hierdie is y, hierdie is ook y, hieronder is 4x, hieronder is 3x, en hierdie is 5x. Ok, so kom ons sien die vraag. Die heel eerste ding wat hulle sê is, toon aan dat y gelyk is aan 300 minus x² plus x.
So dit bedoel ek moet nou hierdie stukkie inligting gebruik, die enigste inligting wat hulle vir my gegee het, om 'n vergelyking te kry, in terme van al my veranderlikes. So die heel eerste wat ek sal doen is, wel, wat gaan my buitevlak area wees? En dit gaan gelyk wees aan die area van hierdie driehoek, en hierdie driehoek, so 2 van daai driehoeke, plus die area van hierdie reghoek hierso, plus hierdie blou gedeelte, of ja, reghoek, en dan plus hierdie pink reghoek. Okay, so dit is alles, ek word die oppervlakte van elkeen van daai vorms, om die buiteoppervlakte uit te werk. So ek het gesê, dis 2 keer die geel driehoek, so dit is 2 keer half basis, en in die geval gaan ek 'n 3x maak, maal hoogte wat 4x is. So dis die geel driehoek se oppervlakte, plus die oppervlakte van die pers reghoek, so dit is 3x vermenigvuldig met y, so dis die persdeel, plus die oppervlakte van die pink reghoek, so dit is 5x vermenigvuldig met y, plus die oppervlakte van die ligte blou reghoek, so dit is 4x vermenigvuldig met y. En hoekom sê ek dit? Want onthou, y was die hoogte, hulle het dit vir ons gegee. So ek gaan dit 'n bietjie hier uitvee, so dit vir my, ek het nou die kleur weggevat, wat julle dalk nodig gehad het, maar ek wil net dit bietjie duideliker maak wat hier aangaan, so daar nie oralste krapmerke is nie. So ek gaan hierdie weer doen soos die, en ek sal vir julle die omlyn hierso gee. Nou kan ek hierdie alles gelykstel aan 3600 centimeter kwadraat, want dis het hulle vir my gesê, die totale buitevlak area is 3600 centimeter kwadraat. Die hele doel van hierdie is om in hierdie vergelyking of uitdrukking te kry. Okay, kom ons vereenvoudig en sien wat ons kan doen. So ek gaan net hierso doen. So hierdie word 12x kwadraat plus 3xy plus 5xy plus 4xy, en hierdie kan alles eintlik bymekaar getel word. So hierdie word dan 12xy is gelyk aan 3600 centimeter kwadraat. So nou wil ek uit die onderwerp van die formule maak. So ek gaan sê dis 3600 centimeter kwadraat minus 12x kwadraat. Alles oor 12x is gelyk aan y. En nou wil ons kyk of ons die kan vereenvoudig, sodat dit soos hierdie lyk, ja, aan die linkerkant, want dis wat hulle vir ons gevra het. Ek gaan dit 'n bietjie uitzoom. So ek kan 'n 12 uitfaktoriseer, so dan bly ek met 300 minus x kwadraat oor, alles oor 12x, so die 12 kan uitkanselleer, en dan bly ek met 300 minus x kwadraat oor x oor, so dit is die vergelyking, en ek sê het hier centimeter gesit het, want dit is die eenheid waarmee ons gewerk het. So ons het dit gekry, ons het nou net bewys dat y gelyk is aan hierdie, so dis goed. Wat ek wil noem is nou, as jy nie hierdie uitgewerk het nie, en jy het nie baie tyd nie, sê net hierso, stel voor dat y gelyk is aan bla 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 bla, dan vat jy daai formule wat hulle vir jou gegee het, en doen die res van die werk, want dan gaan jy al jou punte vir die tweede deel van die vraag kry. Okay? Dan kan jy dalk later, as jy weer tyd het, terugkom en hierdie mooi probeer uitwerk, maar as jy dit nie reg gekry het nie, of jy voel gestres, jy kry dit nie reg nie, in 'n toets kan jy sê, jy moet onthou, jy kan nie net hierdie y-waarde gaan gebruik en aangaan nie, jy moet vir hulle sê, jy vat hierdie y-waarde as die regte y-waarde, en dan doen jy al die somme, in plaas van jou eie y-waarde, as jy die verkeerde een uitgewerk het. Okay, net 'n wenk. So, nou stel hulle vir die tweede deel, bepaal die waarde van x waarvoor die blok 'n maksimum volume sal hê. Die volume is gelyk aan die area van die basis maal die hoogte. So, hulle wil hê ons moet nou 'n formule vir die volume of 'n uitdrukking vir die volume gaan uitwerk. En dan moet ons hierdie y-waarde seker daarin gaan sit, want hulle soek 'n maksimum waarde vir die x. So dit bedoel, ons soek die hele volume uitdrukking in terme van x. So, ons gaan sê volume is gelyk aan area van die basis maal hoogte. So hoogte is hierdie y en die basis is hierdie geel driehoekie hieronder. So, die area van die basis is half basis maal hoogte, so dit is halfte van 3x vermenigvuldig met 4x, want dit is die hoogte van hierdie driehoek, die 4x, vermenigvuldig met die hoogte van die driehoekige blok, so dit is dan vermenigvuldig met y, en dis die volume, en ons weet dat y gelyk is aan hierdie, so as jy weer eens nie dit reg uitgewerk het nie, gaan jy net sê, stel voor dat y gelyk is aan hierdie regte ding, maar ons het dit uitgewerk, so ons gaan net
die y-waarde hierin substitueer. En nou het ons hele volume in terme van x, wat goed is, want dit is wat ons wou gehad het. Ons soek ons volume in terme van x, sodat ons die x-waarde waarvoor die blok 'n maksimum gaan hê, kan uitwerk. Nou gaan ons die volume verder vereenvoudig, sodat ons 'n baie mooi uitdrukking het, sodat dit maklik is vir ons om te diferensieer. Hierdie word 'n 6x kwadraat vermenigvuldig met 300 minus x kwadraat oor x. Ons kan hierdie x uitkanselleer met een van hierdie, so dit word dan 6x vermenigvuldig met 300 minus x kwadraat. So die word dan 1800x minus 6x tot die mag 3. So nou wil ons die maksimum waarde vir die volume kry, so ons gaan sê die diferensiasie van die volume in terme van x, so ons kry die heel eerste afgeleide, so ek kyk hierna, en ek gaan dit nou diferensieer, so die word 1800 minus 18x kwadraat. Ok, en om die maksimum te kry, gaan ons sê, stel dit gelyk aan 0 vir die maksimum, en nou gaan ons die x-waarde uitwerk, so die word 1800 is gelyk aan 18x kwadraat, so jou x-waarde gaan gelyk wees aan 100, en as ons jou x kwadraat waarde gaan gelyk wees aan 100, so x gaan dan gelyk wees aan die vierkantswortel van 100, so dis plus minus 10, maar ons werk in eenhede, want hulle het vir ons hier gesê, jy weet, hierdie is eenhede van 'n blok, dit is nie net soos waardes op 'n kartesiese vlak nie, so x is 'n eenheid, daarom moet x gelyk wees aan 10 eenhede. In die geval is dit eintlik centimeter, want hulle het vir ons gesê dit is 3600 centimeter kwadraat, so ons weet ons werk in centimeter, so x moet gelyk wees aan 10 centimeter vir maksimum volume. En jy hoef nie in hierdie geval die y uit te werk nie, want hulle vra nie daarvoor nie. So jy hoef nie die x-waarde in die geval uit te werk. As hulle gevra het vir die y, dan kon jy hierdie waarde nou in daai y-waarde gaan insubstitueer het. En as jy nie seker was, sê nou maar jy 2 positiewe x-waardes gekry, dan moes jy definitief dit gaan insubstitueer het in die y-formule, om te sien of jy iewers dalk 'n y-waarde vir 0 kry, en of dalk iewers die y vir jou, soos hier die hele ding kleiner sou maak. So jy sou dan dalk die tweede afgeleide moes gekry het, die 2 verskillende x-waardes in die tweede afgeleide se uitdrukking gaan substitueer het, om te kyk watter een gaan vir jou die tweede afgeleide negatief maak, sodat jy 'n maksimale waarde kan kry. Ok, kom ons doen nou die volgende voorbeeld, die heel laaste een. Vir nommer 4 selle, bereken die kortste vertikale afstand tussen die krommes f en g as hierdie jou uitdrukking is. Wel, hierdie is hoe hulle op die kartesiese vlak lê, en hierdie jou uitdrukkings is. So dit wys vir my dat g van x hoër as f van x op die kartesiese vlak lê, so as ek die kortste afstand tussen 2 wou kry, moes ek sê g van x minus f van x, want g van x is duidelik verder hoër op, of g van x gaan hoër wees, of groter wees as f van x vir meeste van die getalle, want hy is hoër op die kartesiese vlak. Ok, so ek gaan sê afstand gaan gelyk wees aan g van x minus f van x, en nou gaan ek net hierdie 2 uitdrukkings wat hulle vir my gee, hierin substitueer. So g van x is 8 oor x, minus f van x, so ek gaan hom net in hakkies hou, want ek sien hier so sy eerste term met 'n negatief voor hom, so dis negatiewe x kwadraat plus 2x plus 3, so dis hierdie. En ek gaan net sê waar x groter is as 0, want dit is wat hierdie vir jou sê. Ok, nou gaan ek die afstand net verder vereenvoudig, so die word 8 oor x plus x kwadraat minus 2x minus 3. En ek kan dit nie regtig nou verder vereenvoudig nie, maar as ek die diferensiasie van hierdie afstand wil kry, dan moet my x nie hier onder in die breek wees nie. Ek gaan deur hierdie in 'n vorige video, hoekom? So ons gaan daai oorskryf, sodat die x 'n negatiewe eksponent het, sodat alles op een lyn is, sodat daar geen breuke is nie, so dit maklik is vir my om te diferensieer. So, nou gaan ons die afstand probeer kry, en om dit te doen moet jy weer eens die diferensiasie van die uitdrukking kry vir die afstand. Hy is klaar in terme van een veranderlike, so ek hoef nêrens anders 'n ander formule te gaan kry om alles in terme van een veranderlike te skryf nie. So ek kan regtig net aangaan en die afgeleide kry van die afstand, of die diferensiasie gaan kry van die afstand, en jy stel dit weer gelyk aan 0 om 'n minimaal of maksimale antwoord te kry.
As jy nie weet of dit 'n minimaal of maksimum is nie, moet jy die tweede afgeleide gaan kry en kyk wat daai doen, soos ek al verduidelik het. So nou gaan ons net kyk wat gebeur as ons die afgeleide gaan uitwerk van die afstand. So die afgeleide van die afstand in terme van x is negatieve 8x tot die mag negatieve 2 plus 2x minus 2. Nou gaan jy hierdie gelyk gaan stel aan 0 om minimum te kry. So ek weet in die vorige voorbeelde het ons heeltyd gesê om maksimum te kry, maar die doel van hierdie is nou om die kortste vertikale afstand te kry, so ek gaan sê minimum, dis wat ek soek. En ek maak dit duidelik van my eksaminator. As hierdie gelyk is aan 0, moet ons nog steeds x uit gaan werk. So, ons gaan sê, wel ek gaan alles vermenigvuldig met x tot die mag 2, want ek soek hierdie vreemde eksponent weg. So ek gaan die linkerkant en die regterkant vermenigvuldig met x tot die mag 2. En dan kry ek negatieve 8 plus 2x tot die mag 3 minus 2x kwadraat is gelyk aan 0. Nou kan ek kyk of ek kan faktoriseer om vir my x-waardes uit te werk. So ek gaan hierdie net oorskryf sodat my magte van groot na klein toe gaan, want dit is net makliker dan om te faktoriseer. En die ander ding wat ek nou sien, ek het 'n derde mag en die is nogal moeilik om te faktoriseer, dis nie so eenvoudig nie. So ek gaan nou kyk, is daar 'n waarde wat ek kan skat om te sien of ek hierdie hele vergelyking kan 0 maak, en ek kan sien dat ek dalk heel eerste hierdie kan vereenvoudig deur 'n 2 uit te faktoriseer, want as ek met 2 aan die linkerkant deel en met 2 aan die regterkant, is hierdie kant vir my makliker om te faktoriseer en dit affekteer nie regtig die som nie, want alles gaan nog steeds 0 gedeel deur 2 bly 0. So dan kry ek x tot die mag 3 minus x kwadraat minus 4 is gelyk aan 0. En nou gaan ek kyk, is dit nou vir my makliker om 'n waarde te skat. En ek sien as ek x gelyk maak aan 2, wat gebeur? So dan is dit 8 minus 4 minus 4, en dit gee vir my 0. So ek weet dat x gelyk aan 2 'n faktor gaan wees. So dit bedoel x minus 2 word my heel eerste faktor. So as jy my daar gemis het, ek het net 2 hier in gaan substitueer in die formule en gesien kry ek 'n 0. En ek het. So toe sê ek, okay, wel dan is hierdie 'n faktor, en dit is die maklikste manier om 'n derde mags vergelyking te faktoriseer. Jy gaan skat 'n waarde en kyk of jy een van die waardes wat jy geskat het, hierdie vergelyking waar maak. So ek het dit gedoen, as ek x gelyk aan 2 kry, en ek sê 2 tot die mag 3 minus 2 tot die mag 2 minus 4, dan kry ek 0. So dit is hoekom ek kan sê x minus 2 is 'n faktor. Nou moet ek net die res gaan uitwerk. Wel, ek moet iewers 'n x kwadraat oor hê, want ek moet iewers 'n x tot die mag 3 kry, en ek moet hier iewers weer 'n 2 hê, dink ek. Want ek moet sê negatiewe 2 vermenigvuldig met 'n positiewe 2 om 'n negatiewe 4 te kry. En ek dink ek kort plus x in die middel, want ek moet sê minus 2x kwadraat plus x kwadraat om 'n negatiewe x kwadraat in die middel te kry. So dit is nou hoe ek gefaktoriseer het. Nou kan ek kyk of ek hierdie verder kan faktoriseer. Dit lyk nie of ek die somme met my oog kan faktoriseer of met die kruismaal metode nie, so ek gaan vir hierdie, om tyd te spaar, die kwadratiese formule gebruik. So x gaan gelyk wees aan 2, of x is gelyk aan negatiewe b plus minus vierkantswortel van b kwadraat minus 4ac oor 2a. En dit gaan dan gelyk wees aan negatiewe 1 plus minus vierkantswortel van 1 kwadraat minus 4 en 2, alles oor 2 vermenigvuldig met 1. En as ek dit op my sakrekenaar sit, kry ek geen reële oplossings nie. So daarom moet x gelyk wees aan 2, om die kortste afstand te kry, maar hulle vra wat is die kortste afstand? Bereken die kortste vertikale afstand, so ek moet daai 2 waarde eintlik in die afstandformule gaan insubstitueer. So ek moet daai 2 vat en dit hier gaan insubstitueer om die kortste afstand uit te werk. So ek het eintlik hierdie formule gebruik, want dis makliker om 8 deur 2 te deel. Maak nie eintlik saak nie, jy kon enige 2 van daai gebruik het. So ek kry 1. Eenheid is die kortste afstand. En dis die einde van hierdie voorbeeld en ook die einde van hierdie video. Ek hoop dit julle gehelp. As dit doen, asseblief onthou om te subscribe, 'n thumbs up, te share, enigiets soos daai. Dit help die kanaal om te groei en YouTube om net dit vir mense te recommend sodat ons meer mense kan help. Lekker dag. Bye.